In Genesis 32 is daar so hierdie besonderse skrif waar Jakob met God stoei. En die Bybel sê hy was alleen gewees, 'n man het na hom toe gekom en met hom begin stoei. En ek wil vir julle lees. Die Bybel sê 'n man het gekom en met hom gestoei tot dagbreek toe. Vers 25. Die man sien dat hy hom nie kon onderkry nie en hy het Jakob op sy heup geslaan sodat dit uit potjies spring. Toe sê die man: "Los my nou, die dag begin al breek." Uit asem sê Jakob: "Ek sal jou net laat gaan as jy my seën." "Wat is jou naam?" vra die man. Hy antwoord: "Jakob." "Jou naam sal nie meer Jakob wees nie," sê die man vir hom. "Van nou af is dit Israel, want jy het met God en met mens geworstel en nie opgegee nie." En dan vra Jakob vir hom: "Wat is jou naam?" Vers 29. "Hoekom vra jy wat my naam is?" antwoord die man. Toe seën hy Jakob net daar. Jakob het die plek Peniel genoem, want hy het gesê: "Ek het God in die gesig gekyk, tog is my lewe gespaar." Die son was besig om op te kom toe hy van Peniel af weggaan. Van toe af het hy gehink as gevolg van sy heup. En hierdie is vir my so 'n besonderse stukkie in die Bybel waar mens met God stoei. En toe ek deur my moeilikste tyd in my lewe gegaan het, dat baie ouens na my toe gekom wat se lewe perfek is en hulle het alles doen net reg en hulle het al die beste raad vir jou en dan volg ek hulle raad, dan werk dit net nie. Dan kom ek by ouens uit wat se lewens nie perfek was nie, ouens wat se lewens uit mekaar uitval, maar ouens wat met God gestoei het. Dan het ek by hulle gaan sit vir raad en dan het hulle vir my raad gegee en as ek hulle raad volg, dan het net gewerk. Hoekom? Want hierdie ou het met God gestoei. En net daar het ek besluit dat ek nie weer in my lewe met mense geassosieer wil word wat nie krippel loop nie. Ek wil met mense wandel wat krippel loop, ouens wat 'n storie het, ouens wat met God en met mens geworstel het, ouens wat se lewens neergelê is vir hierdie evangelie. Ons te veel ouens daar buite wat 'n perfekte lewe voorsit, wat lyk asof alles reg is. Hulle sosiale media lyk net of hulle wen die hele tyd en miskien is dit so, dit kan ook so wees. Maar in my persoonlike oortuiging is dat ek met ouens wil sit wat met God gestoei het, ouens by wie ek kan leer, ouens wat al geworstel het, ouens wat krippel loop. Ek self wil so met die Here stoei dat ek krippel loop, dat mense na my kan kyk en sê daai loop krippel, want sekerlik het Picard met God gestoei. En elkeen van ons in ons lewens het 'n storie. Jy sit dalk hier vandag en sê ek weet nie eers of ek waardig is of Jesus my raak sien en of my lewe 'n doel het nie. My vriend, ek wil vir jou sê as jy met God gestoei het, dan het jy 'n storie. As jy krippel loop vandag, dan het jy 'n storie. En God kan jou gebruik en wil jou gebruik en wil deur jou groot dinge doen. Die Here wil jou seën, ongeag hoe moeilik die tye is. God se hart is vir jou, nooit teen jou nie. En Jesus se hart is dat elke persoon om jou gered sal raak en hom sal ken. Die Bybel sê dat niemand verlore mag gaan nie, maar dat almal die ewige lewe mag kry. En ek wil jou vandag aanmoedig dat wat ook al in jou lewe is, moenie 'n nag omgaan wat jy net deurslaap nie, maar stoei met God. Stoei met God totdat die Here jou seën. Baie ouens kom na my toe en dan sê hulle vir my: "Speaker, kan jy vir my bid? My finansies lyk so, my huwelik lyk so, my vriendekring en my besigheid lyk so." En baie keer dan wonder ek, wat doen hierdie ou 3 uur in die oggend wanneer die res van die wêreld slaap? Dan sê nee, hy slaap ook maar eintlik moet hy wakker wees om met God te stoei. In my moeilikste, donkerste tye het ek nie nagte deur geslaap nie. Ek was wakker, besig om met God te stoei totdat hy my seën en hy het elke keer deurgekom. En nie met God te stoei is nie om God se arm te draai nie. God stoei met ons en ons verander. Dis nie hy wat krippel wegloop nie, dis jy wat krippel wegloop. Wanneer ons met die Here stoei, dan verander hy ons, sodat ons meer soos hy lyk, en sodat ons in geseëndheid kan stap, gesondheid kan stap, in vryheid kan stap, en ook kan stap en wandel in 'n plek waar ons hom ken, hy ons ken, en ons 'n vriendskapsverhouding tussen my en Jesus. En ek wil jou vandag bless met dit. Vader, ek dank U in die naam van Jesus. Elke persoon wat U kyk wat deur 'n moeilike tyd gaan, dat hulle nie nagte sal deurslaap nie, maar met U sal stoei. Dat hulle met U sal stoei en net soos Jakob, Here, dat U met hulle sal stoei terug en dat hulle lewens 'n bewys sal wees dat U met hulle gestoei het. Dat hulle lewens 'n bewys sal wees dat U hulle gevat het. Jakob sê, ek het God gesien en ek het gelewe. En ons weet vandag dat dit sal partykeer nie eers vir my persoonlik nie moontlik wees as ek die volheid van U moet sien en lewendig wees. Dit is 'n wonderwerk op sy eie. U self sê niemand kan God sien en lewe nie. So Vader, ek dank U vandag dat ons in 'n posisie kan kom wat ons so desperaat is om geseën te word deur U. Dit maak nie saak of ons krippel loop die res van ons lewe nie, maar dat die wêreld kan kyk na ons en sê, daai persoon het met God gestoei. Dat die hand op ons lewens is. Here, ek prys U daarvoor. Dankie Jesus vir die kosbare bloed en die liefdevolle Heilige Gees wat in ons is, op ons is en deur ons wil beweeg. Ek sê nie elke persoon wat hier luister, kyk in die naam van Jesus.